Johannes 10. Vers 1 tot 18. Dit is die ingang, of ek is die deur. Johannes 10 vers 1. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar deur 'n ander kant af inkom, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op, hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape, of die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy wat in en uitgaan, hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Net tot daar. In hierdie gedeelte is daar twee belangrike aspekte. Die een is, ek is die deur, of ek is die ingang, en die tweede een is waar Jesus sê, ek is die goeie herder. Nou vandag gaan ons net kyk na waar Jesus sê, ek is die deur, ek is die ingang, vers 7 tot 11, tot 10, waar Jesus sê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Nou in hierdie tyd wat ons na die ek is uitsprake van Jesus kyk, is dit belangrik dat ons verstaan, hoekom is dit nodig? Hoekom is dit dan nou so belangrik? Wat is dan so belangrik vir my en vir jou om te verstaan waaroor hierdie ek is uitsprake gaan? En om dit te verstaan moet ons Johannes se manier van skryf en sy invalshoek van sy evangelie verstaan. Waar Matteus en Markus en Lukas, Lukas gebruik hulle begin met Jesus se menswording en waar Maria swanger geword het en waar Jesus gebore is, en dan begin hulle met die bediening. Waar Johannes begin vanuit 'n heeltemal 'n ander oogpunt. Johannes begin met Jesus se godheid. Johannes wil vir die mense verduidelik dat Jesus is nie net 'n mens nie. Jesus is die seun van God.
En daarom begin hy met die woorde in Johannes 1 vers 1 om te sê, in die woord was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. So, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So, Johannes se invalshoek is om te verduidelik dat Jesus is die Messias wat God gestuur het om vir ons verlossing te bring. En Jesus is die Seun van God. En Jesus is God. Vir God, en hy sê, my na julle toe gestuur. Toe sê God, ek het jou gestuur. En dan vat God dit verder en hy sê, ek is wat ek is. So daai woorde van waar God homself openbaar en sy naam openbaar aan Moses, kom sê hy eintlik wie hy is. Ek is die Alfa, ek is die Omega, ek is die begin, ek is die einde, ek is, en noem het en dat ek is. En dit beskryf God se grootheid. Ons kan nie God in 'n boksie probeer indruk nie. En daarom begin Johannes met hierdie ek is uitsprake, die ego in die Grieks, maar die woorde van God in die begin met Moses, ek is so belangrik, want God het sy wese aan ons geopenbaar. En nou kom Jesus, en hy kom openbaar sy wese aan ons. So in die Ou Testament hoor ons baie keer van die name van God, van Adonai en El Rafa en ek is die geneeser, ek is die versorger, ek is die almagtige, en dit is alles eienskappe van God, wat ons vandag baie hoor, wanneer ons na die name van God gaan kyk. En dan kom Jesus en hy kom maak het op hom van toepassing, om verlede week, dit voel soos gister, het ons gekyk na ek is die lig wat die lewe gee. En nou kom Jesus en hy sê, ek is die deur, waardeur my skape kom. En dit openbaar weer nog iets van Jesus, van sy doel op aarde, hoekom hy met aarde toe gekom het. Hy het aarde toe gekom, sodat ek en jy 'n deur kan hê. En met hierdie ek is uitsprake, kom Johannes ook, en hy kom dit duidelik maak, hoekom Jesus dan kan sê, staan op, neem op jou bed en gaan huis toe. Of, jou sondes is vergewe, gaan en sondig nie meer nie. Johannes 8, jy weet van die vrou wat oorspel gepleeg het, wat het Jesus vir haar gesê? Gaan en sondig nie meer nie. Hy kan dit sê, want hy is God, ek is, het dit gesê. En as ons uit daai hoek uit na Johannes kyk, dan verstaan ons soveel meer van Johannes, want dan verstaan ons vanuit Jesus se godheid uit, waar hierdie boek dan geskryf is. So wanneer jy Johannes lees, sit net 'n bietjie 'n ander bril op, en lees dit vanuit Jesus wat homself as die Seun van God openbaar, en dat hy die reg het, en Jesus sê altyd, ek en die Vader wat my gestuur het, ek is die Seun van die Vader, ek doen wat die Vader my vra. Die klem lê daarop, dat wanneer hulle vir Jesus kruisig, dat hulle die Seun van God kruisig. So Johannes kom maak dit vir ons baie duidelik, wie Jesus is. Jesus is nie en hy was, wat wonderlike volgelinge gehad het, en op een van die dag doodgemaak is, omdat hy lief was vir mense nie. Johannes kom maak vir ons baie God sy begeerte, om die verhouding tussen hom en ons te kom herstel. Johannes 10 gebruik Jesus die woord, die voorbeeld van die goeie herder, van die herder. En hier is twee aspekte van 'n herder wat baie belangrik is, wat ons as kinders van God moet verstaan, wanneer ons Jesus as die Seun van God aanbid. Die deur waardeur die skape moet gaan, of die ingang. Sê hy, vers 9 sê hy, ek is die ingang, as iemand deur my ingaan word, en hy sal in en uitgaan, en kom hy gekom het, vers 10, die doel hoekom hy gekom het, is ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê,
en dit in oorvloed. So wanneer Jesus sê, ek is die deur, dan sê hy ook vir ons, as jy deur my ingaan na die koninkryk van God toe, dan het jy die lewe in oorvloed. So dis Jesus se doel, hoekom hy die deur is. Sy doel, hoekom hy die lig vir die wêreld is om die duisternis te laat verdwyn, sodat die wat aan hom glo, die lig van die lewe sal ontvang. Die doel hoekom Jesus die deur is, sodat die wat deur hom ingaan na die skaapkraal van God toe, as ons dit so kan noem, gaan die lewe hê en dit in oorvloed. En dan sê Jesus, hy sê, die wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Hulle het gekom om my skape te kom steel en te kom vernietig. Maar Jesus het gekom sodat ons veiding kan kry en genoeg kan hê. En onthou, dit gaan oor geestelike genoeg. Die ander is blessings. Maar as jy genoeg wil hê, dan moet jy eerste plek geestelik genoeg hê. Nou as Jesus sê, ek is die deur, dan wonder ons vertaal nou nie so lekker wat Jesus bedoel met, hy is die deur, of hy is die ingang van die skaapkraal nie. Maar ons het tog maar, ons het skaapkrale, en dan moet net een hek, waar die skape moet in en uitkom, en dis die hek wat julle die skape tel, wat jy so toedruk, dat die skape net te vinnig kom nie, dat julle kan tel, of dit is die hek waar jy ingaan, om jou skape te gaan versorg. Ja, en die wat sommer van enige kant af in die skaapkraal inkom, is daar vir verkeerde redes. Maar ek en jy gaan deur die regte hek, om by die skaapkraal uit te kom. En dan, wat ook gedoen het, die skaapwag, die herder, het, wanneer die skape almal in die kraal is, het hy voor die ingang gaan slaap. So dit was die plek waar hy geslaap het. Die herder het voor die ingang gaan slaap. Hoekom? Want, as daar een of ander leeu of wat ook al wil inkom na die skaapkraal toe, dan moet hy eers oor die herder kom om by die skaap uit te kom. Want waar is die swakste plek van 'n skaapkraal? Die hek. En dis waar Jesus slaap. Hy gaan lê by die swakste plek, waar die vyand die maklikste kan inkom. En wanneer Jesus sê, ek is die deur vir my skape, dan sê hy, ek is die een wat voor die ingang gaan lê, wat dit afblok, sodat julle as skape veilig kan wees teen die aanvalle van die bose, sodat julle kan rustig slaap en dat julle kan veilig wees. Julle is versorg, julle is na gekyk, julle is almal veilig in die kraal. Môreoggend staan die herder op, en dan kan nie 'n skaap oor hom gaan, voordat hy nie wakker en op is. Dan roep hy die skape, en dan gaan hulle uit. En daarom sê Jesus, ek is die deur. As jy ingaan, gaan jy veilig wees. As ons uitgaan om te gaan wei, gaan jy veilig wees. Wat is die voorwaarde? Solank ons luister na sy stem. En die gevaar is nie wanneer ons lekker hier in die kerk by mekaar is, hier is ook net een deur nie. Maar wanneer ons lekker veilig as Christene so by mekaar kloek en mekaar warm hou en lekker as 'n eenheid hier is, en die gevaar kom uit wanneer ons net nou uit hierdie kerk uitstap, by daai deur uit, en ons gaan die wêreld in. En die wêreld is vol van leeu's en slange en adders en noem dit maar net, wat ons probeer weglok van Jesus af. Maar solank ons hier in die kerk is en deur daai deur gekom het en ons is hier, is ons veilig. Want ons is almal skape van Jesus. Party van ons 'n bietjie moeilike skapies, maar party van ons is net rustige skapies. Maar ons is skape van die Here, ons is hier by mekaar. En ons is veilig. En dit wat Jesus vir ons wil sê is, ek sorg dat jy veilig is. Kom deur my in die skaapkraal van God in, en jy sal gered word.
En dis wat Jesus sê, want as 'n skaap nie inkom en deur die skaapkraal is nie, is hy uitgelewer aan die elemente van die natuur. Ja, as daar een skaapie missing is, wat doen ons? Ons gaan soek om, ons vind uit waar is hy skaap, want ons weet, vanaand word hy jakkalskos of leeukos of luiperdkos of wat se kos ook al. Want ons is bekommerd oor daai een skaapie, en dis waarom Jesus ook bekommerd is oor elke skaapie wat nie in die hok inkom nie. En daarom sê Jesus, kom, dat jy gered kan word. Kom in die skaapkraal in, sodat jy die aanvalle van die bose wat daar aan die buite aan die gang is, en die leeu wat soek, watter skaapie hy kan verslind, dat jy veilig kan wees teen daai leeu. En ek dink ons wat hier sit, verstaan die konsep hier waar ons bly. Die Ou Testament gee vir ons 'n hele paar voorbeelde van die deur en hoekom die deur belangrik is. Onthou julle in Genesis 28, Jakob het 'n droom gehad. Hy het 'n droom gehad van 'n leeu wat tot by die hemel is en die engele wat so op en af geklim het. En toe Jakob wakker word, het hy baie bang geword en hy het gesê, hierdie plek is niks anders as die huis van God nie, die poort of die deur van die hemel. So Jakob het ook die deur gesien. Jakob het ook besef toe hy daar wakker word en besef, daar's net een manier om by die hemel uit te kom en dit om hierdie leertjie te klim en tot by die poort in te gaan, by God in. En dis hoekom Jakob sy hele lewe verander het, want Jakob het besef, sonder God is ek verlore. Sonder die sleutel van daai deur, of sonder dat ek klop aan daai deur en hy word vir my oopgemaak, is ek verlore. En Jakob het bang geword, nie omdat hy bang was vir mense of iets, maar hy het bang geword met die gedagte van, ek kan nie sonder God wees nie. Dit moet jou bang maak. Nie enigiets wat die wêreld doen of enige krisis in hierdie wêreld nie. As die een krisis verby is die volgende krisis daar, en is die volgende een daar. Krisisse in hierdie wêreld hou net nooit op nie. Dit moet ons nie bang maak nie. Wat ons moet bang maak, is wanneer ons opkyk en ons sien daai deur, en ek is nie seker of ek by daai deur ingaan nie. Soos jy nie vandag sekerheid het, dat jy deur die deur van die hemel ingegaan het, deur Jesus Christus ingegaan het nie, wil ek vir jou vra om vandag te gaan seker maak, dat jy deur Jesus Christus in die skaapkraal kan inkom. Jakob gebruik die woorde, hoe verskriklik is hierdie plek. Wanneer jy die grootheid van God besef, wanneer jy ervaar dat dis te groot vir my en ek wil nie dit mis nie, is dan wanneer ons besef, maar ek moet deur daai deurtjie gaan om gered te word. En dan weet ons van die verhaal van Paasfees, en dit waartoe ons op pad is. Eksodus 12, wat het ons daarvan 'n deur? Die Paasfees moes die paaslam geslag word, en daai lammetjie se bloed moes aan die deurkosyne gesmeer geword het, sodat die doodsengel nie in daai huis kan ingaan en die eerstgeborenes van Israel kan tref nie. Dis net die bloed van 'n onskuldige lammetjie wat daardie mense van daardie huis beskerm het. Waar Jesus sê, ek is die deur, en as jy mooi kyk op my deurkosyn, sal jy die bloed van Golgotha sien. My bloed wat vir jou gevloei het, sodat jy gered kon word. My liggaam wat vir jou gehang is,
vir die vergifnis van jou sondes. En ek en jy moet seker maak dat ons deur daai deur gaan, waar die bloed aan die kusyne is, Jesus Christus. Want dis al hoe ons van ons sondes verlos kan word, is deur die bloed van Jesus. So as Jesus sê in Johannes 10, ek is die deur, dan kom hy na die kruisiging en hy sê, ek is die deur, met die bloed van die lam, wat aan die deurkusyn gesmeer is. Kom deur my, word gered, en word van jou sondes vergewe. Vir Jesus se uitspraak is eintlik so kragtig, wanneer ons dit verstaan. Al hoe ek teen die ewige dood beskerm kan word, is wanneer ek deur die deur gaan met die bloed van Jesus aan die deurkusyn. En dan Psalm 118 vers 19 tot 21 sê Dawid, maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan in die Here loof, dit is die poort na die Here. Wanneer ons deur hierdie deur gaan, kan ons nie anders as om God te loof nie. Wanneer ons daar binne in die skaapkraal van God is, wanneer ons veilig is daar binne, dan weet ons is oké, en dan loof ons die Here. Wanneer jy 'n klomp ooe met lammers van die veld af injaag, dan is dit altyd 'n gebladery, soos wat die lammetjies en die ooe mekaar soek. En dan ewe skielik is daar vrede. Dit is my eintlik een van die wonderlikste ervarings om so by 'n skaapkraal te staan, wanneer die ooe en lammers van die veld af inkom. En hy is so besig in die gebladery en almal soek en almal kry hulle lammetjies en lammetjies kry hulle maas en dan sak daar so kalmte oor daai skaapkraal. Ons is veilig. En daarom wil ek die Here loof, soos wat Dawid sê. Wanneer ek veilig is in sy teenwoordigheid, wanneer ek veilig is in sy tempelpoort, wanneer ek veilig is en ek weet God is in beheer, maak die saak wat op hierdie stadium in hierdie wêreld aangaan nie. God is in beheer van die heelal. God is in beheer van die skepping. En daarom kan ek hom loof, en daarom kan ek hom prys, en daarom kan ek hom eer. So wat hierdie gedeelte vir ons kom leer is, die skaapkraal van God in te gaan. En daai enigste manier is deur Jesus Christus. Jy kan nie deur wetsonderhouding nie. Jy kan nie deur goeie werke nie, want dit wat die Jode en die Fariseërs vir Jesus wou probeer sê het, man, ons het al die wette nagekom. Ons het so baie gedoen aan goeie mense, waar sê, ja, maar ek het duivels uitgedryf en ek al my goed verkoop en vir die ander armes gegee en ek het die gedoen en ek daai gedoen. En wat sê Jesus? Ken jou nie. Het al die goed gedoen. Maar ken jou nie. Want jy het nooit vir Jesus gedoen nie. Jy het dit gedoen omdat jy 'n goeie mens wil wees. Daar's baie goeie mense in hierdie wêreld. Baie. Maar ken hulle vir Jesus. Jesus is die deur. Jesus is die ingang. Ons kan nie sonder hom nie. Hoe word Jesus die deur van my lewe? En ek gaan dit uit die Ou Testament uit verduidelik. Van die Ou Testament en die Nuwe Testament kom so by mekaar in Johannes. Jesaja 53. Van vers 6 tot 10. So 'n bietjie verder tot 12. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom.
Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam na 'n slegte plek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sonde van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Jesaja kom leer vir ons dat ek Jesus as die deur van my lewe wil hê, dan is die eerste plek Jesaja 53 vers 6, moet ek besef dat Jesus my sondes op hom gedra het. Al my sondes. Selfs daai waarvan niemand weet nie. Selfs daai waarvoor ek te bang is om oor te praat, waaroor ek te skuldig voel of te sleg voel. Selfs daai sondes het Jesus op hom gedra. En wanneer ek besef dat ek het iemand wat my kan vrymaak van die verdrukking van sondes, dan het ek 'n deur. Of dan wil ek amper sê, dan het ek al 'n voet op hom gedra. En dan, deur Jesus, sê vers 10, dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, en dan die laaste deel van vers 10, deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Deur Jesus het die wil van God sy doel bereik. En wat is die wil van God? Ons het gepraat oor die wil van God 'n paar sondae terug. Johannes 3 vers 16 is hier God se wil, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die wil van God. Dat ek en jy die ewige lewe sal hê. So deur Jesus, deur Jesus, het die wil van God sy doel volkome bereik. En dan vers 11, my dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sondes dra. Jesus het die straf gevat wat ek moet kry. Jesus het my pak gevat. En dan, Jesus het nie net dood gegaan vir my nie. Jesus het opgestaan vir my. Opgestaan sodat ek die ewige lewe sal hê. Vers 12, daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes, en hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as 'n misdadiger beskou is. Jesus het die ereplek ontvang. Jesus is die heerser van die heersers. So hoe word Jesus die deur waardeur ek gaan? In die eerste plek moet ek besef dat ek het iemand nodig om my sondes op hom te vat. En Jesus het dit gedoen. Die tweede moet ek besef, daar is net een manier hoe God se wil, sy doel bereik, en dit is deur Jesus Christus. In die derde plek moet ek besef dat Jesus reeds my sondes op hom gedra het. Ek hoef nie die las van sondes verder te vat nie. En dan die vierde een, Jesus het nie net gesterf nie, maar die oorwinning behaal. En ek en jy kan saam met hom hierdie oorwinning behaal en hierdie oorwinning leef. En daarom, die deur vir ons vandag
daai simbool wat daar hang, die kruis. Dis die enigste deur na God se skaapkraal toe, is deur die kruis van Jesus. Geen ander manier nie. Jy kan die beste mens wees, jy kan die wetstiptelik onderhou, jy kan die wonderlikste mens wees, maar sonder die kruis kan jy nie toegang kry tot die skaapkraal van God nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy in hierdie lydingstyd moet bid dat mense tot bekering sal kom. Paasfees gaan nie net oor dankie Here vir wat U vir my gedoen het nie, maar dankie wat U vir my gedoen het, maar Here, hier is soveel mense wat verlore is. Hier is soveel mense wat U nog nie ken nie. Ek is in die skaapkraal, maar wat van my boetie en sussie wat nog buite die skaapkraal is? Ons moet hulle gaan haal. Ons moet vir hulle bid, sodat hulle ook deur die deur Jesus Christus, deur die kruis, gered kan word. Daar's baie wat wil steel en wat wil roof, en dit wat die vyand doen, dit is sy werk. Hy wil mense wegroof van God af. Hy wil vir hulle valse verhale vertel, en as ons gaan lees in Esegiel 34, ek gaan nie dit nou lees nie, maar gaan lees dit gerus by die huis, waar God so ongelukkig is oor die valse herders. Herders wat sê, ek sal die volk lei, ek sal die skapies lei, maar hy lei hulle in die afgrond in. Hy lei hulle weg van die Here af. En daarom is dit so belangrik dat ons die stem van die herders sal ken. Selfs in Jeremia 23 is God net so kwaad vir die herders. Want hulle het nie na sy skape omgesien nie, hy het hulle uitmekaar uitgejaag en hulle verstrooi. As jy by jou skaapkraal kom en die skape is weg en dan almal in hulle eie rigting, gaan jy baie opgewonde wees oor jou skaapwagtertjie. Hier, jy gaan fire net daar. Want hy het nie omgesien na die skape nie. En dit as gevolg van hierdie, wat dit so groot verantwoordelikheid is, om 'n predikant te kan wees. Want die Here gaan vir my vra, wat het ek met sy skapies gemaak? Het ek hulle uitmekaar uitgejaag? Of het ek hulle probeer by mekaar bring? En vir hulle die pad gewys, om deur die kruis by Jesus uit te kom. En daarom wil ek vandag 'n baie groot, ek weet nie of mense dit 'n waarskuwing moet noem, of 'n pleidooi, of wat julle dit ook al wil insien nie, maar oppas vir al die baie preke op internet, oppas vir al die TikTok boodskapies, oppas vir almal wat hulle net boodskapies stuur, en dit is so en dit is aan, dit is so mooi, veral nou met AI wat alles so kan manipuleer. Wat leer Jesus ons? Dit is aan die woord. Gaan maak seker, voordat jy daai volhoor knoppie druk, gaan maak eers seker, of dit hier in hierdie woord van God staan, voordat jy dit glo. Gaan toets elke woord wat ek gesê het, eers aan die woord van God. Ons moet nie so skape wees, wat maar net agter die ou en agter daai ou, die skape kan in en uit gaan, soos wat hulle wil, en hulle sal veilig wees, want Jesus sal na hulle kyk. So die geestelike leiers van daai tyd, jy wil hierdie boodskap kry, sê, maar ons sorg dat die wet onderhou word, ons sorg dat alles reg gedoen word, en sê Jesus, julle kan doen net wat julle wil, maar as iemand nie deur my ingaan nie, is julle werk verniet.
En wanneer ons deur Jesus in die skaapkraal van God ingaan, dan het ons die lewe in oorvloed. Jesus het nie hier bedoel, lewe in oorvloed beteken 'n goeie bankrekening en. Lewe in oorvloed hier beteken om in God se teenwoordigheid te mag wees 24/7. Wat meer wil jy hê as om in God se teenwoordigheid te mag wees? Want al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. En soos wat Dawid sê, al gaan klim ek die hoogste berg, U is daar, al gaan lê ek in die diepte doderyk, U is daar, al gaan ek na die verre weste, U is daar, al gaan ek in die ooste, U is daar. Wanneer ek dit besef, dan het ek die lewe in oorvloed. Want dan is om God se teenwoordigheid in my lewe te hê baie meer werd as enigiets anders. 'n Skaap worry eintlik oor niks. Waaroor worry 'n skaap? Wat al die skaap en bokboere, waaroor worry 'n skaap? Die painful is. Ja, en as hulle lammetjies het, dan worry hulle ten minste oor die lammetjies. Dis almal oor hulle worry. Hulle vertrou daai herder vir alles. Daarom wil ek vandag vir julle sê, met die oorlog in die Midde-Ooste, Iran en Irak, Oekraïne, wherever daar oorlog is, situasie waarin ons vandag is, hier in Botswana, in Suid-Afrika, Suider-Afrika, met back and closure, en al daai tipe goed. Dit maak baie worries. Ons almal het genoeg om oor te worry. Maar die belangrikste om oor te worry is of ek agter die herder aanstap, of ek sy stem hoor. In hierdie omstandighede het ek al deur die deur ingegaan na die skaapkraal toe. Is ek daar wanneer die herder roep? Want dit is al wat belangrik is. Want ons is nou maar 'n kort tydjie hier op aarde. En ons berei voor vir die ewige lewe. Lewe in oorvloed is nie net 70, 80 jaar op aarde nie. Lewe in oorvloed is ad infinitum, tot in ewigheid. Mag ons ons ore oopmaak en hoor wanneer die herder ons roep. En mag ons veilig wees in die teenwoordigheid van God. Amen. Here, ons is maar almal soos 'n trop skape. Maar ons kan so bekommerd raak en so bang raak vir dit wat om ons gebeur. En dit is normaal, want ons is mense. Maar Here, leer ons om so skape net op ons herder te vertrou. En dat ons deur ons herder sal ingaan na die koninkryk van God toe. En Here, ek bid vir ons almal wat vandag hier is, wat alreeds Jesus Christus as ons verlosser aanvaar het, dat ons dit sal uitleef. Maar ek bid veral vandag vir die wat nog nie die kruis van Jesus hulle deur gemaak het nie. Ek bid, Vader, dat U 'n honger in hulle sal kom bring, 'n honger na U woord, 'n honger om redding, en dat hulle by U sal uitkom en hulle lewe sal verander. Dankie, Jesus, dat U voor die ingang lê, sodat ons veilig kan wees. Dankie dat U in die oggende opstaan om as die herder om vir ons die beste kos te gee.
Here, ons is so bevoorreg om u kinders genoem te mag word. Amen.